Hallo julle almal, baie welkom by hierdie boodskap. Nou ja, jy sal verseker weet wat hier gebeur het met die groot storm nou die dag. Toe het hierdie lesenaar van my so gelyk, maar die res van die huis glad nie sleg nie, in die voorportaal so 2 plekkies. En ek sê nou vir julle, jy weet nie voordat dit reën nie. Ons liewe landlady het die dak laat regmaak. 'n ruk gelede, ja, hier verlede jaar ergens, of nee, 2 jaar gelede, ek kan nog nie eens onthou nie. Ja, minder is dit gelede, maar jy weet mos nou nie, en dan reën dit, en dan lek daar niks nie, en dan skielik, en ek wil nou vir julle sê, 'n lekkende dak, plafon. Het dit al daar by jou gebeur? Ek wil dit nou toepas op die lekplekke in ons lewe. Die lekplekke in ons lewe, wanneer dit goed gaan, geestelik, né? Geestelik, in ons gedagtes, in ons emosies, in ons huwelike verhoudings, wat ook al, werk, wat ook al, en dan skielik, dan kom daar 'n storm in ons lewe, en dan drup, 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 drup. En die gevolge van ons geestelike lekkende plafonne en dakke. Wat is die funksie? Wat is die funksie van 'n plafon en 'n dak? Natuurlik om ons te beskerm, né? Om ons te bewaar van iets wat skade sal aanrig. Ja, nou dit kan nou wyd wees. Natuurlik die water en waterskade. Jy kan ons nou dink hierdie boeke of hout of vloere van hout of matte nog erger. En die laptop hierso, daar's die printer, net so hier eentjie agter is so konkoksie connection van 'n klomp ligte en die televisie en 'n klomp goed. Nou goed, as daar nou water inkom, hoop ek die krag sal afskop, dit behoort so te wees, maar sê nou dit gebeur nie, en daar's 'n kortsluiting, brandgevaar, nie? Om nie eens te praat van as daar 'n gat in die dak is, of daar waar die dak teen die muur bo aansluit, en daar's 'n gat, en die spreeus kom in, en maak hulle aaklige, lelike groot neste daar, met hulle luise, en hulle geskree, en gehardloop op die plafon. Nou, die gevolge natuurlik van 'n plafon, 'n dak wat lek, kyk, die Engelse woord is stains. Wat is dit nou 'n goeie woord in Afrikaans? Die vlekke, daai bruin merke wat later aan so kom sit. Die hout kan verrot. Daar kan skade kom in die hout. Die hout kan verswak. Die dak kan verder verswak. En wanneer jy jou huis wil verkoop of verhuur, en jy sê vir die persoon wat dit wil koop of huur, hoorie nee, dis 'n fantastiese plek, soos julle kan sien, maar hier is 40 lekke, nou nie by ons hier nie, maar julle verstaan wat ek sê. Dit moet reggemaak word, 1 Korintiërs 13, daar waar die eienskappe van die liefde beskryf word, dan lees ons, die liefde bedek alles. Die liefde bedek alles. En dit is wat ek dan ook wil sê. God se liefde, God self, wat ons bedek, wat ons bewaar, ons beskerm, maar daar kan lekplekke
kom, daar kan openinge kom, waardeur sonde, liefdeloosheid, moeilikhede, verkeerde dinge, kom indrup in ons lewe. En dit benadeel ook ander. Lekplekke benadeel ook ander. So 'n ruk gelede, toe was ek daar vir 'n week lank by my skoonma, Dina het my daar gaan drop, ons het lekker gekuier, maar toe reën dit, aan mekaar elke dag, en die een nag, seker hier so 1:30, 2, word ek wakker, maar my bed is pap nat. Ek moes daai tyd van die nag, moes ek meubels rondskuif, beddens skuif, droog kry, droog maak daar, nou ja. Spreuke 27. Wanneer oor lekker gepraat word, dan is dit sekerlik een van die tekste wat eerste deur veral die manne aangehaal word. Vers 15, Spreuke 27, die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reendag. So is 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer of olie met sy hand probeer vashou. Nou moet ons tog nie vinnig hier kritiseer of oordeel of nou begin lag ons manne nie, asseblief hoor. Kyk, ons manne kan net so kuif en moan. En dis nie net iets wat jy by die vroue geslag kry nie. Die Hebreëse woord vir 'n gedrup is karad. Kyk, die ou Jode daar maar met die Hebreëus, so baie van hulle woorde is so beskrywend. Hoor nou daar, die druppeltjie, dis 'n lang A-klank, ta, en dan kom hy druppeltjie vorm so, hy kruip so deur die plafon, ta-rat, en dit raak uiters irriterend, natuurlik die vrou of die man of die kind wat aanhou kuif, en dan die woord daar is mit, hierdie kuif is mit, en dit hoor jy ook as 'n lang A aan die einde, met dit hou so aan, met gekla en krities, maar dit is 'n sterk woord, en dit kan enige een, ondersoek jouself, soos wat jy 'n dak gaan inspekteer, ondersoek jouself, of daar nie by jou 'n gekuif is, soos 'n dak wat aanhou lek nie, en ander irriteer. Ons kan in ons geestelike lewe, ons probeer goed doen, ons praat met mense, ons begin nader aan preek vir mense oral, ons is te krities, foutvinderig, maar die woord beteken om bitter te wees, om woedend te raak, om gedurig net te wil beklei. Paulus sê in Galasiërs, hy sê, julle moet lief wees vir mekaar, die liefde van Jesus Christus moet in ons wees, dan sê hy, maar julle byt en verskeur mekaar. En dit begin baie keer klein, 'n druppeltjie, en dan skielik kom daar net 'n gat, of iets gee mee, die plafon val in. En die skade is net erger en groter. Julle wat al 'n lek gehad het op 'n plek, my seun Rudolf en Sanet hulle daar in George, moes nou, daai pastorie, hulle moes die hele vloer van die kombuis oordoen, teel, alles uithaal daar, want daar was 'n lek, agter die skorrelgoedwasmasjien wat hulle nie gesien het nie, en dit het onder alles ingegaan, hulle het nie geweet nie, en uiteindelik, langtermyn, heel wat later, geweldige skade en uitgawes. Dit kan klein begin, en daarom moet 'n mens maar so vinnig as moontlik klein dingetjies in jou lewe, wat verkeerd is, waar dit drup, in die huwelik, in die gesin, in die kerk,
in die samelewing, in die politiek, in die ekonomie, dadelik ingryp en iets doen. Nie te lank uitstel nie, maar kom daarby, iets dadelik doen. Nou Hooglied 2 vers 15, die man en die vrou, wat hulle liefde besing daar vir mekaar, en hulle is so verlief, en dan sê hy, kom, ek vang vir ons die klein jakkalsies, vang vir ons die klein jakkalsies, wat die wingerde verniel. Klomp klein jakkalsies. Ag, is hulle nie te pragtig nie, maar aan mekaar, oor 'n lang tydperk, word die gewasse verniel. Jakobus 3 praat oor die tong. En dan word die beeld gebruik hier van 'n perd, die stang van 'n perd, wat die perd beheer, in 'n rigting trek. En dan ook 'n skip, 'n groot skip met 'n klein roertjie, wat daai hele groot skip kan swaai, En dan sê hy, soos die tong, klein liggaamsdeeltjie, dit het groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Tong is ook 'n vuur, hy praat selfs vol ongeregtigheid, dis asof dit uit die hel aangesteek word, En so moeilik om te tem, 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die hemelse Vader, maar met daai selfde tong vloek ons hom en vloek en skel ons mekaar. Uit dieselfde mond kom lof en vloek, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. Ons moet weet, dit kan klein begin, 'n klein woordjie, 'n klein lekplekkie, en groot probleme. Hier agter by ons is 'n kraan teen die muur, is die hooftoevoer, toevoerpyp van die straat af. En daar was 'n lekplekkie, maar nou nie erg nie, maar ons het nou nie veel aandag daaraan gegee nie, want ons sien agterna eers, daar moes dit nie, laat ek so sê, daar moes 'n lekplek gewees het, want daar was so 'n streepie teen die muur af. En die volgende oomblik, ek sê vir Dina, maar dit reën, hoor hoe kom die water daar van die geet af, en loop dit in ons tank in. Sy sê, my man, my lief, dis nie die geet in die tank en so nie, dit is daai hoofskoppeling het gebreek. Ek moes alles gaan toedraai, aan die munisipaliteit se kant, dit was 'n storie, en die volgende dag het ons dadelik ingegryp en reggemaak. 1 Petrus 2 vers 11 en 12, dit gaan oor gevolge, hy sê, vermy die sinnelike, dit wat nie geestelik is nie, dit wat regtig verkeerd is, begeertes en sondes, dit verwoes 'n mens se lewe, die gevolge. Vra maar vir jouself, wat is die gevolge? Wat is die gevolge van 'n gedrup, 'n lekplek in jou lewe, wat jy net los? Nou goed, nou is die vraag, wat behoort ons reaksie te wees? Wat behoort ons optrede te wees? Ons reaksies en optrede, soos met 'n lekplek, 'n stuk in 'n dak of 'n plafon, of 'n kraan, of wat ook al wat lek, nommer 1, moenie te lank wag nie, moenie uitstel nie. In Hebreërs haal die skrywer van die Hebreërbrief haal aan uit Psalm 95 vers 7 en 8, en daar staan in Psalm 95, vandag as julle sy stem hoor, God se stem, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Sien hoe lank kom dit? Moenie soos hulle wees nie, moenie slegte gewoontes, moenie verkeerde goed van jou voorgeslagte, van jou ouers, verder vat in die toekoms in. Het raak groter en erger, onmiddellik, en daarom sê hy, solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor,
sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Maak so gou as moontlik werk. Laat die Gees van die Here nou met jou praat. Wat is daar wat reggemaak moet word, herstel moet word in jou lewe? Watter vlak ook al. Maar dan natuurlik, baie belangrik, geestelik in ons eienskappe van die Here wat ons moet vertoon, die beeld van Jesus moet uitdra. Nommer 2, gaan doen inspeksie, so gou as moontlik. Terwyl dit nog reën, vat nou maar om nat te reën, trek nou maar vir jou warm in 'n ou sambreeltjie saam of whatever jy doen, maar gaan inspekteer, gaan maak 'n diagnose. Kry 'n loodgieter, kry 'n roofer, noem hulle dit. Iemand, is 'n mooi woord vir 'n kenner van die dak. Iemand wat dakke ken en plafonne ken en lekplekke en weet wat om daar te doen om dit reg te maak. Soek die oorsaak, soek die dieper oorsaak. Jeremia 17 vers 10, ek het hier neergeskryf, ek die Here deurgrond en toets jou hart en verstand. Sien julle, dit is 'n diep proses, dit is nie maar net so oppervlakkig nie. Deurgrond, toets, gaan inspekteer, gaan soek die fout, die probleem. Psalm 139, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. Nie wat mense sê nie, nie wat ek self dink nie, wat sê die woord van die Here. Daarom sê die Hebreërskrywer ook, die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard, skerp, vlamskerp aan albei kante, wat deurdring, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes, die diepste gedagtes en bedoelings van die hart. Selfondersoek, voor die Here oopmaak, dat hy vir jou wys, dat hy vir ons in ons land wys, in ons regering, in ons kerke, gemeentes, waar ook al, hier is verkeerd, daar lê die probleem. Nie ontken nie optree af asof daar nie 'n probleem is nie. Ag, dis nie so erg nie. 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons sê ons het nie sonde nie, ons ontken 'n sonde, of dat daar fout is, 'n geestelike lekplek. Hy sê dan maak ons God tot leienaar. God is waarheid. Hy sê maar wanneer ons erken en vir God kom sê jammer, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe en ons van alle sonde, ongeregtigheid te reinig. Al die ou merke en steins, vlekke wat die sonde veroorsaak het. 'n derde saak wat vir my natuurlik uiters belangrik is, moenie lap en patch nie. Moenie lap en patch nie. Wat het Adam en Eva gedoen? Genesis 3, na die sondeval, hulle gaan kruip weg. Moenie wegkruip. Jesaja 1 sê die Here God, kom dat ons die saak uitmaak, dat ek julle kan herstel, kan nuut maak. 2 Korintiërs 5 vers 17, die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Jy kan nie muf, as sê nou daar ontstaan muf, by 'n lekplek water. Jy kan dit toeverf, mooi opcover, nee. Jy kan nog skottels kry. En gaan koop. Jy kan net die plafon regmaak, dit vervang, maar nie die dak nie. Die water kom ons deur die dak na die plafon toe. Jy kan vir 'n siekte pynpille gebruik, pleisters plak, maar jy moet die oorsaak uitvind. Jy moet 'n diagnose kry by 'n spesialis, by 'n geneesheer. Selfs in ons geestelike lewe, kom na die groot geneesheer Jesus toe, dat hy vir ons wys wat's verkeerd. En dan die oorsaak. Ek dink byvoorbeeld aan Galasiërs 5, daarso vanaf vers 16 tot 23, dan praat hy
oor die vrug van die Gees vers 22, maar hy praat ook oor die gevolge van om nie deur die Gees vervul te wees nie. En wat is die oorsaak? Hy noem 'n klomp goed daar. Gaan lees 'n bietjie daarso in Galasiërs 5, vers 16 tot 23. Hy noem 'n klomp sondes en verkeerde gesindhede en regtig dinge wat die Here bedroef maak en wat hy nie in ons lewe wil hê nie. En wat is die wortel daarvan? Wat is die oorsaak? Wat is die oorsaak van die lekplek en die skade wat aangerig word? Dit is nie met die Heilige Gees vervul nie vol, oorgegee aan die Gees. Om elke oomblik te vra, Gees van God, wat wil U in my lewe hê? Wat moet ek doen? En die vrug van die Gees dan, om vervul te wees. Dit is om die lekplek reg te maak, om die skade te herstel, maar ook die oorsaak te herstel. Matteus 23, so laaste versie. Die van julle wat nou skorrelgoed was, en van die manne ook, en kinders sal nou weet, nou die dag, Dina gekom toe, wys sy vir my, sy was baie bly, ek het die skorrelgoed gewas, toe bring sy so 'n paar goedjies, waar daar nog pap aan die een lepel is, en peanut butter aan die ander teelepel, maar dit was daar nie te veel nie, Nelly. Nee, okay. Eendag vertel ek julle nog hoe ek skorrelgoed was. Dis 'n nagmerrie vir mense. Maar uiteindelik kom alles skoon. Dina maak dit skoon agterna. Weer skoon. Matteus 23, vers 25-27, Jesus praat met die fariseërs. Skyn heilig. Hy sê, is net alles uiterlik vir julle. Hy sê, nee. Hoe kan jy nou 'n skottel of 'n beker vat? En dan was jy net die buitekant, maar die binnekant is vol vlekke, koffie, tee, wyn, 'n glas. Jy was net die buitekant. Hy sê, maak die binnekant skoon. Maak eers die binnekant skoon, die binne. Ek sluit af. Jesus is die grootste volmaakte roefer. Hy ken die dakke. Hy's die fondament in ons lewe, van ons geestelike huis. Hy's die mure, en ons is omring en beskerm deur hom. Hy's die vensters, deur hom het ons uitsig wat kan uitkyk. Hy's die plafon en die dak wat ons bewaar, beskerm, bewaak. Ou Testament gebruik woorde, God is soos die vleuels van 'n arend, die vlerke, die skaduwee van 'n boom. So moet ons vir mekaar wees. Hy's 'n rots, daar is 'n rots oorhang. Dit vorm 'n dak. Hy's 'n spelonk of 'n grot, sê die Ou Testament, waarin jy kan vlug van vyande af, waar hy ons beskerm en bewaak. Aan die kruis sterf hy, oorwin hy. Maar hy gaan verder. Die herstel lê ook verder. Hy staan op. Hy lap en patch nie. Hy gee sy lewe, hy sterf, die seun van God. God gee sy eie seun. Dit is om die diepste oorsake van sonde aan te spreek. Hy is die spesialis, hy is die kenner, hy is die groot geneesheer. Hy is die een wat die skade herstel. Sterkte en blessings, seëninge vir jou, vir die lekplekke in jou lewe. Amen.